Ons gaan nie baie lank ophou nie. Ek is vir die Here baie dankbaar en bly om vanoggend saam met 'n bedroefde familie hier te wees. Die Kars familie en al die bloedverwantes betrokke in hierdie familie of van Derek. Mag die Here God julle wonderlik vanoggend seën. En ons kan vanoggend met woorde sê sterkte. Maar is geraak deur die geweld van die dood. Halleluja. As Derek se kinders hier so. Ek wou hulle gisteravond ontmoet het, maar ons het nie soveel tyd gehad. Ek is baie geëerd om by 2 distrikopsieners van die Diamantveld teenwoordig te hê en hulle teenwoordigheid te kan die prediking te kan doen. Ek salueer julle en waardeer die humbleness. Ek is 'n seën onder hulle. Amen. Ek het nooit gedog ek sou so vinnig opkom die nasionale kantore nie. Maar met al die jare se toevoeg en onderskeid by die tussen jou seniors. Amen. Het ek baie by hulle geleer en ek waardeer hulle. Bishop Johannes. Die een is net die input. En die ander een my Emma. En dis hoekom hulle tweelingbroer is. Nou weet julle hoekom is hulle tweelingbroer. Naamgenote. Van naamgenote. Amen. Prys die naam van die Here. Nou my eerste naam is ook Johannes. My tweede naam is Reginald. Amen. Maar hierdie name, hy is vol Johannes, hy is swaar van die Johannes. Ek soek nou eintlik die skrifgedeelte wat ek net wil saam met die familie net wil deel, voor ek oorgaan na die prediking van die woord toe. En dan wil ek oorgaan na die prediking van die woord. Met julle vroue, Mama Ruth, baie dankie. Mama Ruth, het my vanmorgen so bietjie maar as gesê, jou vrou, ek weet daar nie. Jy is nog veel op die pad. Amen. Maar baie dankie. Die Here seën. Al my geseënde leiers vanoggend hier teenwoordig. Ek eer die teenwoordigheid, die groot vroue van die Here, die jong mense, so groot mense. Ons waardeer julle. Amen. Mag die Here julle wonderlik seën. Hierdie gedagtes van die familie, dit is Job 14, versie 5. Dit is nou aan die Kars familie en al die bloedverwante families. Vers 5 sê, as dan sy dae vastgestel is, die getal van sy maande by u is, u vir hom grense gestel het, waar hy nie oor kan gaan nie. Vers 6, kyk dan weg van hom af,
dat hy kan rus, totdat hy soos 'n dagloner hom tevrede voel met sy dag. Totdat hy soos 'n dagloner hom tevrede voel met sy dag. Kyk dan weg van hom af, dat hy kan rus. Amen. En weet jy, geliefdes, 'n mens besef nooit die waarde van 'n familielid, 'n bloedverwante, 'n hoe sê julle, 'n nyn bra, totdat hy die dag nie meer daar is. Amen. Vir daai redes wil ek net hierdie oomblik net 'n minuut gebruik. Stap net na iemand toe en sê ek waardeer jou nog. Amen. Die Here seën. Jy kan net na iemand toe stap en sê ek waardeer jou nog. Here prys U. Ons maak gereed vir die prediking van die woord. Ek waardeer nog 'n man. Ek waardeer julle. Van jy nog die maande. Ons het nog die jare. Ek sê nie dat mense wat na mense toe stap, ja. Dit kan nie wees nie. Ons is nog in die dae. Jy is nog daar. Jy is nog in die maande. Jy is nog in die jare. Maar voor die dag sal 'n grens kom, waar ek nie die woord kan gaan. Here, ek prys U. En vir daai redes, voordat ek nog moet sê, Halleluja. Ai. Ons ontmoet mekaar by die waspoort. Daar waar Jesus vir ons hou. Dis vir my en vir jou. As jy voor my daar kom, dan val jy vir my. Dis my die waspoort. En moet ons weer baie dankie. Lukas 15. Vers 17. Gelykenis van die verlore seun. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Vers 18. Ek sal opstaan en na my vader gaan. Ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U. Vers 19. En ek is nie meer werd om die seun genoem te word. Maak my soos een van U heerlikheid. Vers 20. En hy het gedoen soos hy gedink het. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog van ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel, gehardloop en hom omhels, hartlik gesoen. Seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U en ek is nie meer werd om die seun genoem te word. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed, trek hom dit aan, gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf, slag dit, laat ons eet en vrolik wees. Baie welbekende gedagte hierdie.
Jy weet, wanneer ons hierdie gedagte preek, dan preek ons op met die oog om jong mense te motiveer. Dan preek ons om jong mense te wys hoe vry die wêreld kan wees. Spreek met die oog op jong mense te wys dat daar is nog hoop. Maar die tema van hierdie boodskap van Derek vanmorgen is: praat met jouself. Jy weet, die bedrijvigheid van die lewe maak ons soms so besig. En laat ons soms so besig is dat ons kom nie of ons kry nie tyd vir ons self. Ons is baie besig met anderlike dinge. Ons is besig met ander mense. Ons is in ander mense se sake. Ons wil meer weet van ander mense as van ons self. Ons dink oor ander mense meer as wat ons oor onsself dink. Maar die geskiedenis van hierdie jongman, die Bybel sê hy vat of hy vra toestemming by sy daddy, gee my wat my toekom. Want ek wil 'n draai stap. Ek wil vanmorgen vir mense sê wat 'n draai in die lewe gestap het, dis oké om 'n draai te stap. Dis glad nie 'n fout daarmee. Amen. Want glo my, ons almal hierdie mooi mense wat hulle so lekker aantrek en so lekker praat, hulle het 'n draai al in die lewe gestap. Amen. Die geheim van hierdie draaistap is dat hy net betyds tot homself. Dink hier stap ons 'n draai in die lewe en die draai wat ons vat ons soms so ver. Jy vat hom so ver dat jy nie jou pad terugkry. Waar jy jou draai vanaf gevat het. Die Bybel sê en hierdie jongman vat 'n draai in die lewe met alles wat hy by mekaar gevat het, stap hy 'n wye draai. En met hierdie stap deur die lewe, prys die naam van die Here, en die lewe mos maar die neiging dat hy tap ons af. Hy put ons uit. Hy beroof ons van kosbare mensvaardighede. Hy beroof ons van kosbare ouerwaardes. Hy beroof ons van dit wat ons van die huis af geleer is. En ontvangers stap hy ons vanaf uit. Wanneer ons hierdie draai stap, vind ons ook soms by plekke waar jy vir jouself gesê het, maar dis mos nie waar ek wil gewees. Here, ek prys. Terwyl van hierdie vye draaie wat ons loop in die lewe, halleluja, kom ons tot 'n punt van ouers blameer vriende kringe van sy kinders. Hy hou nie sy kind verantwoordelik vir sy eie dade nie. Jy sal altyd net hoor, hy loop weer met hy tikkoppe, hy loop weer met saadjies en kiente, wat so huise inbreke, maar hy sal nooit met sy kind optree en sê, my kind, jy kan nie. So ek klas lewe lei nie. Dis die vaardes wat ek jou aan die huis meer groot gemaakt het nie, maar hy sal dit wat die ander kind doen. Sal hy toeskryf. Dis hoekom my kind ook so lief. Here, prys. Maar hierdie jongman stap hierdie draai en terwyl hy die vriende kringe van dit wat hy van die ouer huis af saamgebring het, van hom afgetap is, uitgeput is, uitgetrek is, dat hy na daar staan, soos 'n kaalbos in die woestyn, dat hy nie rigting het van toe te gaan nie. Here, ek prys U, hy bly met homself hoor, hy bly nie weer met vriende kringe,
Waar is hulle? Wat hoe het met my so goed gegaan het? Toe dra hulle my beers. Toe het met my so goed gaan. Toe dra hulle my wapens. My sleutels. Hulle loop soos lijfwagte rondom my. Ek is untouchable. Kijk as my neef op, ek wil sê, hy neef. Maar ek gesê, nee, wacht eers. Want hy kan nog vir ons bied. Hy kan ons nog voer. Maar hy hou die rekening met die draai wat ons stap. Bybel sê terwyl hy by 'n plek kom waar hy alleen is, vind hy hom daar in 'n woonbuurt. Stap hy alleen daarom. Een keer toe word hy geroep die rykman se seun. Jy hy woorde gehoor. Jy jou kan maar staan so gehou. Maar kyk nou. Jy hy woorde gehoor. Jy jou so lekker gehou. Jy jou mis daai lekker gehou. Die vraag laat nou by my weer. Hier prys. Hier loop 'n rykman se seun. Sy titel sê sy etiket. En dit wat hom gemaak het vir hy moet wees. Is van hom afwet. Ja. Hy bly alleen. Terwyl hy alleen is. Sy daar by die landvoegde. Jy het daarom so'n bietjie geleer aan daar by die huis. Wat is dit daarom om 'n graf te vat? Om so'n bietjie te skoffel. Ja. So kan daarom dit doen. Daarom het jy sien, ons kinders gaan nie by die huis wil werk. Jy gaan kyk op by die. Gaan kyk op maar by die ander huis. Ja. Hy is op sy toon. Hy wil nie hier vloere was, hy gaan kyk op daar. Hy het swart in die koppe. Ja. Nou wat vir 'n oorstap. Sê Here. Wat sê die rykman in Lukas 13? Een rykman sê om nou te spit. Ja. Sal nie werk. Om nou links en rechts te kyk. Ja. Sal nie werk. Ja. My enigste uitkoms is na die Here. Yes. En hierdie jong man besef. Ek kan nie my vriende blameer nie. Ek kan nie dit wat hulle saam met my geniet het. Ek kan hulle nie verantwoordelik hou nie. Maar die enigste verantwoordelike persoon is ek. Myself. Hier is hulle Lukas praat van 'n rykman se grond wat goed gedra. Staan daar op sy ballon of spillong, hy kyk daar oor sy rykdom. Kyk so na sy skure. Hy vra homself, wat sal ek doen met al hierdie rykdom? Dit wat ek by mekaar gemaak het. Hy praat met homself. By die beplanning toe hy voormanne nodig vir die beplanning. Hoe sit ons dit uiteen? Maar toe het kom by sy opbrengs. Toe sê hy een. Het jy nie 'n voorman nodig? En die voormanne moet nie so alles weet. Kijk, my planne maak het ons baie mense nodig, maar wanneer die
vrou dit kom, dan gaan ek alleen hierdie deal aan. En daardie nag word ek gesê, jou dwaas in hierdie nag sal jou siel van jou afgeëis word. En alles wat jy by mekaar gemaak het, wiese sal dit wees. Vanmorgen wil ek hierdie boodskap na u toe bring. Kry 'n bietjie tyd met jouself. Die beste motiverende persoon is jy jouself. Wanneer jy die lagtes leer en jy kan dit nie maak nie, dan kan jy jouself sê, maar ek kan nie langer hier bly nie. Halleluja. Sal moet opstaan. Want ek het 'n visie. Ek het 'n visie. Hierdie jongman van toe sal ek gaan. Ek sê, daar is net een manier. Ek sal opstaan. Na my vader gaan. Net waar die lewe my nog neergesit het. Net wat ook al ek in die lewe tegengekom het. Wat ook al soveel redes gegee, dat ek die persoon moet wees wie ek vanoggend is. Kom sê die woord van die Here en ek kom herinner jou. Dis nog net jy. Jouself. Daarom sê Josia, die kind sal nie die pa se pakkie dra nie. En die ma sal ook nie die dogter se pakkie dra nie. Elkeen sal verantwoordelik wees vir homself. Jy sal voor die regter troon staan. Die apostel Paulus sê, ek sien 'n groot van troon. En ek sien klein en groot voor hom staan. Ons is nou op 'n graveyard. Kyk maar daar in die graveyard. Dis klein en dis groot. Jy het hom in die wêreld gebring. Derek se pa sal nie vir Derek kan gaan pas staan. Derek se pa sal nie vir Derek kan pas staan. Jy sal alleen voor die regterstoel staan. En jy sal verantwoordelikheid doen. Nie oor hom agter jou of voor jou. En nou wil ek vir die gelowiges sê, salig is julle van nou af die dode wat in Christus sterwe. Ja, sê die Gees van die Here, want hulle sal die tweede dood nie sien, want hulle werke volgsaam met hulle. Here, ek prys U. En wanneer jou werke saam met jou volg, dan sal die daar die dag wanneer die blauwe hemel hoopskeer, dan sal die daar die dag, dan sal die ewig dankbaar wees vir die geroepende prediker, van die geroepende hierdie wêreld, van die gehoor afneer, van die hierdie dagte gehoor na U kruis. Kom ek, o Heer, so genieten, arm en blind, Here, ek prys U. Sonde het my vasgeklem, lang moes ek daaronder lê, maar toe hoor ek 'n prediker wat sê, geen verlossing sonder die bekering nie. Jy sal jou moet bekeer, want dis bloedgevastes. Here, ek prys U. Glory, glory.
voorbeer met hierdie haglike omstandighede sien. Dis mense hier buitekant wat die lewe aanhou soos sy lewe. Van sy of hy word gesê, jy sal nooit verander nie. Jy kan verander. Jou verandering, jou oplossing lê by jouself. Dis mense in die lewe. Hy spartel, hy voorstel, hy sê ook vir homself, ek ken nie geluk nie, geluk ken nie vir my nie, ek wil ook gelukkig wees, soos kinders gelukkig is, geluk lê by jouself. Hou bestaan nie ding soos jy is lucky. Ek weet nie wie goed is vanmorgen hier wat nog lucky is. Waar is die lucky mense? Lucky mense wen lotto. Halleluja. Lucky mense speel hierdie. Betway. Dis die games dan wat julle so speel. Betway. Betway, dis lucky mense dan. Ja. Hoor jy sê dit luck is. Hemel toe is die luck. Hemel toe is jy jouself. Dis hoekom die koordigter sê hierna. Hemel toe. Want daar gaan nie sonde in. Here prys U. En hierdie seun sê vir homself. Jy weet, wat baie motiveer van hierdie skrif is, wanneer jy iemand leed aangedoen het, is dit maklik om terug te gaan na so 'n persoon. As jy iemand leed aangedoen het. Dis maklik. As jy iemand leed aangedoen het, is dit maklik om terug te gaan. Jesus. Maar die enigste motivering wat hy het, is hy homself. Hy net vir homself doen. Moet jy nie laat lieg nie, jy het vir jou alleen, jy net vir jou hoor. Want wanneer jy vir jou verloor, dan verloor jy alles. Alles. Jy kan jou man verloor. Jy kan jou vrou verloor. Jy kan jou kinders verloor. Jy kan jou werk verloor. Jy kan jou kar verloor. Jy kan jou huis verloor. Jy kan vriende verloor. En dat is een iets wat jy nie mag verloor. Jesus. Dis vir jouself. En wanneer jy jouself verloor, dan verloor jy menswaardigheid. Wanneer jy menswaardigheid verloor, dan verloor jy die unieke hoekom God ons gespaar het, ons geskap het, hoekom ons vir die aarde bedoel is. En ek wil vanmorgen van mense sê, dit is baie lekker om nog te kan lewe. Dit is absoluut 'n plesier om te kan lewe. Hoekom? Want jy jouself maak die lewe vir jou aangenaam. Plesierig. Ten spyte van die aanslag. Ten spyte van die uitdagings. Ten spyte dat ons met die dood gekonfronteer word. Dat ons met hande neem. Met vloek en vervloekings. Met mense wat op ons lewe sug. Mense wat ons nie geluk gun nie. Mense wat voel, dit kom ons nie doen nie. As dit nog die moeite werd. Om te kan lewe. Die beste geskenk wat jy ooit kan hê, is om te lewe. Daarom kom Paulus tot 'n slotsom. Paulus sê, want hy word begin gekonfronteer. Paulus sê, as julle smag soos julle hier smag om my dood te maak, dan is my dood 'n wins. En hulle wat op wil dood maak, sê hy, maak ons op dood, nee, help me dan by the way. Ek sê vir my haters, en my vervolgers, en my whatever, julle mors, julle se energie. Ek is te 'n passievolle mens vir die lewe. Ek sien absoluut uit na wonderlike avonture
in die lewe. So niks wat jy sê of doen kan my afskrik teenoor wat ek in die lewe wil hê. Van wat ek al wil hê. My enigste bron by wie ek dit kan kry is by Christus. Ek sal opstaan. Hy kry nie eens reg. Maar jouself te praat jy met jou voorberei. Jy kan nie met jou so voorbij praat nie. Jy praat nie met enige mensie. Jy praat met 'n belangrike bron. Jy jouself. Jy praat met absoluut 'n baie besonderse mens. Jy jouself. En hierdie jong man berei hom voor. Hy sê en wat hom tref is, hy dink eers so 'n bietjie in. Hy dink homself in, maar ja, dit gaan ons baie goed met die huurlinge. Dit gaan geweldig goed met die huurlinge. Ek weet watter lewe hulle daar kry. En dit motiveer hom. En daarom wil ek vir mense vandag bemoedig, lewe sodat ander mense nog lekker kry om te lewe. Lewe sodat ander mense, wanneer hulle na jou lewe kyk, dat jou lewe motiverend is, dat jou lewe aangenaam is, dat jou lewe begeerlik is, dat jou lewe iets dynamisch is. Vir iemand wat spartel om van te lewe. Here prys. Kyk. Toe jy opstaan. Toe sê jy, nou, gaan ek. En ek gaan sê nou vir my vader, hy kry my nou eers reg. Kijk, as jy wil iemand wil lieg, as jy jou reg maak om iemand oortuigend te wil lieg, hoe maak jy? Jy kry jou eers reg. Want jy sê vir jouself, hy moet my glo. Want ek moet daar verby kom. Want as hy my net kan vergewe, of hy kan net weer naas op my, dan is dit weer alright. Terwyl hy aankom staan. Weet jy wat is die nice part van die lewe? Die Here kyk vanoggend vir ons almal hier. Die Here sien wie goed van ons is bereid om met homself te doen. Met hierdie salvol mense is daar net nodig om een met hom te praat. Van Christus staan op die voorstoel. Hy kyk uit na iemand wat met homself kan praat. Want Christus weet, dit is nie maklik om met jouself te kan praat. Ken jy die woorde wat iemand sê, hy luister maar dan hoor jy sê vir jou, jy lieg jouself. Jy verduidelik die mens die wêreldse verduideliking. Hy sê, jy lieg jouself. Jy lieg vir my en jy lieg vir jou. Jy het alles probeer. En vanmorgen is my bemoediging. Praat met jouself. Miskien 'n mislike, naglike omstandighede vir jou vind. Praat met jouself. Wanneer jy met jouself praat, dan set jy vir jouself mylpale, goals, dit wat jy wil achieve in die lewe, dan sit jy dit vir jou daar neer. En jy werk om daar te kom. Ek wil vanmorgen vir mense sê, daai wat jy vir my kom sê, jong, ek wil mis ook, ander dag wil ek mis ook soer, of jong, ek wil mis ook soer. Hy dan werk nie. Jou vriend is jou vriend, en hy bly net jou vriend. Net so ver as wat hy jou vriend is. Maar dit wat jy wil in die lewe wil hê, is vir jou alleen bedoel. Vir jou alleen bestem. Hy wat jy sê, hy gaan met hom graaf toe.
Ons hoor hom hier, as jy hier lê, dan hoor ons hier. Jy gaan alleen graf toe. Hy of sy bly oor. Dan hoor ons hier in die kant van die lewendes. Jy lê by die graf. Julle twee het gesê, ons vat hom graf toe. Enigste mens wat hom kan graf toe vat is jy jouself. Met wat jy dra. Amen. Mag die Here seën, kom ons staan. You are the Alpha and Omega. We worship you, my God. You are worthy to be praised. You are the Alpha. Let me worship you, my God. You are worthy to be praised. You are the Alpha and Omega. Lord, we worship you, my God. You are worthy to be praised. We give you glory. We worship you, my God. You are worthy to be praised. We give you let's give him all, give him worship you. Ons kan vanoggend in nou staan. Iemand vanoggend deel met maak van hierdie gebed. Hierdie gesamentlike gebed wat ons vanmôre vir die familie en hulle wat vanoggend verdeel maak. Jy kan net vanmôre saam staan. Die Here sien vanmôre, die Here ken. Die Here is vanmôre van elke pyn. Elke seer, teleurstelling. Die Here weet met wat worstel ons op die lewe. Met wat smartel ons. Give him all, give him all. Je kan net die rechterhand saam opreis. Here sien vanmôre. Die stap vanmôre hier weg. Oortuigend jy 'n afspraak met jouself. Om jou uit te sorg. Sodat jy so 'n bietjie af te sonde. Tyd te maak met jouself. Wat wil jy in die lewe regtig hê? Wie wil jy wees? Waar wil jy wees? Getroue Vader. Ek bring vanmôre Here hulle hier vanmôre teenwoordig. Onder die gesag van die prediking van u woord. Hulle wat vanmôre kon inluister. Elkeen wat vanmôre Here hier teenwoordig is, wat bereid is om op te staan. Met waar hy in die lewe gaan stagneer het, vasgesteek het en nie verder beweeg het. Teleurstellings in die lewe laat ons soms gaan stilstaan. Immers in die lewe gaan sit ons. Maar Heilige Vader, vanmôre bid ek dat U die
gewer van goeie gawes, dat die Here vanmôre sal aanraak, en dat die Here sal optel, soos die Vader deur die voor, die Vader die Seun aangetrek het, skoene van sy voete, 'n ring van sy vinger, 'n kleed om aan te trek, 'n feesmaal om te vier, Vader, hulle hier wegstap, daarna net iets wonderliks hulle sal vat, iets positief, Vader, dat wat hulle nooit aangebring het nie, op hulle pad sal kom. Seën hulle vanmôre, Here, rus hulle toe in die naam van Jesus. Bid vanmôre oor elke siektes, dat die Here vanmôre elke siekte sal aanraak, in die naam van die Here, dat die Here dit van die hart vanmôre begeer, dat U vanmôre die antwoorder van gebede sal wees, in die naam van Jesus. U is verheerlik en verheerlik. Ons gaan die Here prys hier.